Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Die afgelope Woensdag, die 5de Maart, was die begin van die lydingstyd, ook bekend as Lent, L-E-N-T, veral in Engels, of dan nou die Paase, en dit symboliseer die 7 lydensweke voor Paasfees. Hierdie tyd duur gewoonlik vir 46 dae, wat insluit 40 weksdae en 6 sondae, voordat ons Paasondag vier. En dit is die tyd waarin die kerk vas, en waar Christene self dan nou voorberei op die Paasfees en die Paasfees gebeure. Baie kerke, Christene, gelowiges, sal byvoorbeeld in hierdie tyd, veral die 40 weksdae, vas van een of ander iets wat vir hulle belangrik is, sodat hulle dan ook kan ervaar wat dit is om verlies te ervaar. En hierdie vastydperk begin gewoonlik dan nou op hierdie Woensdag die 5de Maart. Nou waar kom hierdie sogenaamde as Woensdag dan vandaan? Dit is waar as gewoonlik op die kop van 'n sondaar geplaas is as 'n soort tugtiging of 'n boeteoplegging, en dan daarna dan word hierdie as op die voorkoppe van die lidmate in die vorm van 'n kruis gesmeer. En dit is daardie simbool van Christus en dit wat hy vir ons moes ly, en dan die verbintenis met die kruisgebeure. Nou, ongeag hoe ons na hierdie lydingstyd voorbereiding kyk, of ons wel vas, of ons as Woensdag gevier het, dit maak nie saak nie, maar dit is 'n tyd van denke, van bepeinsing, van refleksie, en dalk net weer gaan sit en ons verwonder oor die kruisgebeure en die verwondering daarvan, om te kan besef dat God in beheer is van ons lewe en van die heelal. Wat ek dink veral ook in tye, en ons is regtig in hierdie tye van oorloë en gerugte van oorloë, en dit is so half asof die wêreld so 'n bietjie uitgeskit word of rondgeskit word, en daarom is dit nodig dat ons op hierdie stadium onsself ook kan bevind, vasgesement wil ek amper sê, in ons geloof. Maar nou sal julle ook onthou, luisteraars en Willem, dat ons gepraat het oor verwondering. Nou, kom ons bring dit 'n bietjie terug dan nou na hierdie tyd, en hoe dit ons geestesgesondheid spesifiek gaan beïnvloed. Nou, verlede week het ons gesê dat volgens die Nederlandse skrywer en filosoof Cornelis Verhoeven, wat in 1967 die boek geskryf het, Inleiding tot die Verwondering, bestaan verwondering uit sekere kernelemente. Met ander woorde, dit is 'n kognitiewe instelling. Ek is oop om iets nuut te ervaar. En as ons dit nou in hierdie tyd, hierdie lydingstyd inbou, dan sien ons dis dan 'n nuwe kyk en bedink van wat beteken die lydingstyd vir my. So dis daardie onbevange kinderlike kyk en ervaring. So dis ook 'n tyd waar my geloof terugkeer. Nou wat is die basis dan van my geloof? Daardie kinderlike ek glo en wat dit vir my inhou. Dit is ook natuurlik 'n avontuur, want wat nuut kan ek nou ontdek? En as ons die avontuur bybring, begin ons dan nou ook eintlik by die nuuskierigheid en die opwinding. Hoe kan ek gaan sit en hierdie lydenstyd en die voorbereiding tot die lydenstyd sodanig hanteer dat dit uiteindelik tot my geestesgesondheid
en natuurlik my spirituele gesondheid kan bydra. En dan sê ons natuurlik ook, wanneer ek my verwonder, ervaar ek my lewe en my omgewing anders. En ons gaan nou daarby uitkom. So met ander woorde, hoe ervaar ek dinge en mense rondom my? Hoe ervaar ek nou, byvoorbeeld, die natuur? Is ek bewus daarvan dat die natuur stadig besig is in Suid-Afrika om te verander en dat ons begin beweeg na 'n tyd van herfs? Die son kom later op, gaan bietjie vroeër onder. Ons sien reeds dat die blare aan sekere van die bome begin vergeel. Ons voel dit is so effentjies koeler vroegoggend en in die aand, wat ons natuurlik na hierdie hitte baie bly oor is. Maar dit is asof die natuur ook vir ons wil sê, ons maak gereed vir 'n tyd van aflê, van laat gaan. En dit is waar hierdie nuuskierigheid en hierdie opwinding vandaan kom, om dan nou te sien en te ervaar, en werklik ingestel te wees op wat rondom ons aangaan. Ja, ons het ook gesê, om ons te verwonder is soos om 'n geskenk te ontvang wat ons omarm. Wat is die geskenk wat lydenstyd herdenking vir my sal inhou? Op geestelike vlak, op emosionele vlak, hoe ek daaroor dink, hoe dit tot uiting kom in my gedrag? Of is hierdie ook nou maar net 'n tyd waar ons so deur die dae worstel en dan sien ons, dit is nou Paastyd en is Goeie Vrydag en is Paasmaandag, lekker lang naweek om nou so weer bietjie ons energie op te vang? Of is hierdie regtige tyd waar ons die grootste geskenk van dit wat God vir ons gegee het, deur wat Jesus Christus vir ons gedoen het, regtig te omarm en ons eie te maak? En ons weet, hier is 'n interaksie, verskoning. En in hierdie interaksie is daar meer as een betrokke. En dis nou my interaksie met my medemens, met my medegelowige en met die drie-enige God. So hier is 'n gewer en 'n ontvanger. Soms sal ek die gewer wees, soms sal ek die ontvanger wees. Maar dit is deel van hierdie groter verwondering in my voorbereiding, verskoning, tot die lydenstyd. En dan sien ons hier's 'n leiding, L-E-I, leiding, en 'n begeleiding na 'n spesifieke fokus. So hier is die laaste element dan om verwondering te kan bespreek en te kan ervaar. So wat ons sê, in my voorbereiding het ek ten doel om uiteindelik dit waarop ek fokus, die hoogtepunt wat ons dan nou vier met spesifiek die kruisiging en dan die opstanding. Dit is iets wat my begelei na 'n tyd van nie net verdieping nie, maar ook die ervaring van die absolute almag, daai bo-verstandelike ervaring van dit wat God vir ons gedoen het, en dan daarmee saam die jubelklanke van 'n opstanding Sondag. So dit is 'n proses waardeur ons beweeg. En dit hou verband met 'n sielkundige proses waardeur ons in hierdie tyd ook beweeg. Want ons kan nie net in hierdie verwondering, bietjie meer filosofies dalk, die hele tyd weet, daar's hierdie elemente van verwondering. As ons dit ook nie bietjie knoop aan hoe dit vir ons geestesgesondheid meebring en op 'n geestesgesonde vlak baie goed is om dit te ervaar nie. So ek wil graag hê dat ons na 'n klompie voordele, geestesgesondheidsbevorderingsvoordele, kan gaan kyk wat dit vir ons dan beteken, want ons is liggaam, siel en gees, sodat ons kan sien, hierdie is iets, 'n tyd, waarin ons moet verwonder, en waar ons dit dieper na binne, na onsself moet fokus, maar dat dit ook belangrik is om uit te reik na ander. Baie dankie Tersia, maar dankie dat jy ons aanmoedig om
voortdurend bewus te wees van wie ek is en ook my gebreke en dit in gedagte hou. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Willem en luisteraars, as ons dan nou kyk na hierdie sielkundige geestesgesonde voordele, dink ek dat elkeen kan nog 'n hele klomp aspekte byvoeg by dit wat ek graag met ons wil deel. Dalk net om onsself weer 'n bietjie te herinner, want ek dink baie keer gebeur daar soveel positiewe en goeie dinge in ons lewe en ons is dalk nie altyd so bewus daarvan hoe danig dit ons dan ook as mens sterker maak, meer veerkragtig maak, geloof en hoop bevorder nie. So kom ons begin sommer deur te sê, as ons hierdie lydenstyd voorbereiding sien as 'n tyd wat ek sê net maar van iets gaan vas, of 'n ete per dag, of een of ander leksheid, of wat ook al, dan gaan ons selfdissipline, selfregulering bevorder. So ons gaan in die proses meer wilskrag bevorder en opbou, en wat vir ons dan 'n tyd is om dan ook te sien, tot watter mate kan ek hierdie wilskrag toepas, want uiteindelik kan ek dit dan op ander terreine in my lewe ook toepas. Daar's iets in hierdie tyd, wat baie mense van verskillende kerkdenominasies ensovoorts, ook nou hierdie Paase en lydenstyd vier. So daar's 'n baie groter gemeenskapskerklike, gelowige ondersteuning, 'n sosiale ondersteuning, waar ons saamkom, waar ons dinge saam doen, waar ons sien maar dalk 'n meer gefokusde tyd van vas of van gebed, of van Bybelstudie, of van sang, musiek, of wat ook al, saam as 'n groep gelowiges het. Dankbaarheid. Ek kan nie genoeg stil staan by die belangrikheid van dankbaarheid nie. Om iets op te gee, beteken ek is dankbaar vir wat ek ten spyte van wat ek opgegee het, nog steeds het, en bewus van hoeveel meer ek eintlik het. En saam met hierdie dankbaarheid, kom ook dit wat ek ervaar, deur my bepeinsing, my stilte tyd, waar ek in hierdie tyd die ervaring het, in terme van my refleksie, meditasie, hoe ons dit ook al wil noem, ek verkies die woord bepeinsing, waar ek werklik diep ingestel raak op die godheid. En dan as ek verder kyk, en ek ervaar, en ek sien, en ek hoor wat in die natuur aangaan, dan besef ek is ingebed in 'n baie groter heelal, as wat ek ooit sou kon besef, en nog 'n pragtige rede tot dankbaarheid. Dit beteken ook, baie van ons, en as ons terugkom na die betekenis van Aswoensdag, is dit nou die tyd, waar ons ook innerlike refleksie doen in terme van dit waar ek voel, ek moet vergewe, ek moet laat gaan, ek het ruimte nodig om van hier uit vorentoe te beweeg. So dis nou waar ek al daardie ou koeie wat in die sloot lê, nou maar finaal gaan begrawe en gaan toegooi. Want as ek dit uit my gedagtes, uit my gevoelslewe en uit my gedrag kan skuif, maak ek alles binne skoon en ruimte waar daar hoop en vernuwing, optimisme kan kom. Want Paase is ook die simbool van opstanding en van nuwe begin. En is dit nie uiteindelik wat vergifnis ons mee help nie, om van vooraf te begin. Dis ook natuurlik nou die tyd dat ons daardie negatiewe gewoontes kan verbreek, waar ons sê, in hierdie tyd van, sê nou maar, ek gaan vir 40 dae van iets vas, kom ons maak dit 'n negatiewe gewoonte waarvan ons vas, waar ons sê, hierdie is die keerpunt vandag, waar ek hierdie negatiewe gewoonte gaan laat staan. Dis nie net bloot sê nou maar 'n negatiewe gewoonte, waar ek argumente onthaalwe te veel tyd spandeer op my slimfoon nie, maar dit is ook
waar ek gaan besef, wat is die negatiewe uitwerking van hierdie negatiewe gewoonte, en wat kan ek doen om hierdie negatiewe gewoonte te vervang met iets positiefs, wat goed vir myself en ander is, soos byvoorbeeld, om dan nou meer tyd af te staan aan my gesin, aan my man of vrou, kinders, stokperdjies, ja, selfs om 'n gewone boek op te tel en te lees. Nou, luisteraars, Willem, baie van ons op ons fone, ek kry dit gewoonlik elke Sondag, is so 'n aanduiding van hoeveel tyd ek daardie week op my foon spandeer het. En ek is partykeer geskok om te sien hoeveel tyd dit was. Ja, ek lees artikels en my e-posse ensovoorts, ook op my foon. Maar as 'n mens die som uiteindelik gaan maak, en sê nou maar argumentsonthaalwe, ek spandeer 4 ure 'n dag op my foon, maak nie saak of dit werksverband is, en of ek inligting op die internet soek, en of ek na goed op YouTube kyk nie, dan beteken dit, uit die 24 uur, is dit 'n deel van die 24 uur, wat ek op iets totaal anders fokus. So net om onsself weer bewus te maak, van hoe spandeer ek regtig my tyd. En dan bevorder hierdie tyd indagtigheid, of mindfulness soos die Engelse dit noem, en hierdie dieper bepeinsing, waar gebed en om in die huidige moment te leef en te ervaar, al hoe meer 'n rol begin speel. So ons kom op hierdie punt, waar dit nie net bloot 'n refleksie is van verbygaande aard nie, nee, dis 'n dieper besinning. En as ons terugkom na dit wat ons in die begin van die jaar gesê het, wat is ons tema, wat is ons teksvers, wat is dit waartoe ek my verbind vir hierdie jaar, is hierdie ook 'n baie goeie geleentheid om nou weer terug te gaan, en meer as net daardie 3 minute oefening wat ons elke dag doen, werklik te gaan stil staan, en te gaan reflekteer en introspeksie te doen. En is dit ook die tyd waar ek kan uitreik na ander persone, want hierdie is ook die tyd waar ek kan sê, ek gee dalk iets op, ek vas van iets, maar dit waarvan ek vas, sal ek dalk vir my naaste of vir ander gee. So is 'n dieper bewustheid van ek is nie alleen nie, ek is deel van 'n groter gemeenskap, van 'n groter geheel. En dit help ons dan om 'n mate van, daar's 'n doel en 'n rede, ook vanuit 'n geestelike oogpunt, waarom ek deur hierdie tyd, hierdie lydenstyd, meer bewustelik moet leef. Ek dink een van die wonderlike goed is, na mate ek meer ingestel is en introspeksie doen, in terme van, hoe wil ek van hier af vorentoe gaan, raak ek bewus van dit wat my tyd steel, van dit wat eintlik nie regtig so belangrik is nie, maar waarin ek baie tyd spandeer, en wat vir my angs verhoog, wat my spanning verhoog, en wat uiteindelik maak dat ek op baie stresvolle lewe lei. Daarom is hierdie emosionele regulering, waar ek sommer net vinnig besluit, ek gaan hierdie en die volgende doen. Dalk daardie terugsit en dink, is dit nodig, is dit belangrik, om by alles betrokke te wees, waarby ek dan nou betrokke is. So wat sê ek dan, liewe luisteraars, Willem, as ons terugkom na die verwondering in hierdie lydensvoorbereiding, wat is my ingesteldheid? Hoe oop is ek om dit weer van vooraf, van niets af te ervaar? Wat is my onbevange, kinderlike, avontuurlustige, opwindende anders hanteer van die wonderlike groot geskenk, om te kan stil word, om te kan weet, ek is deel van 'n baie groter plan, en dat God uitkyk vir my. Daarom is Jesus Christus gestuur, en die groot verwondering van dit wat hy aan die kruis gedoen het. Kom ons gou terug na ons 3 minute welstandsjoernaal. Wat is my selfbevestiging vandag? Dat ek in hierdie lydenstyd aktief my voorberei in 'n verwondering op
pad na die groot hoogtepunt by die kruisiging en die opstanding. Mag dit vir elkeen werklik 'n betekenisvolle tyd wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.